Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die een wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Here, ook vanmôre wil ons vra dat U vir ons sal seën, dat U genade en die vrede aan ons sal gee en dat U ons ook vanmôre sal lei om ook te luister na U woord, dat ons ook hierdie woord in ons harte sal inneem, sal aanneem en dat ons dit ook in ons lewens sal gaan uitleef om daardeur die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom dan ook aan U te bring. En Here, daarom vra ons ook vanmôre, spreek nou tot ons, want ons die kinders wil graag luister en ons vra dit en bid dit alles as dit U wil is in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil vanmôre vir ons weer dieselfde gedeelte as verlede Sondag lees, daar uit Johannes 21 uit. Ek lees vir ons daar vanaf vers 1. Na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias en hy het so verskyn. Daar was by mekaar Simon Petrus en Thomas wat Didimus genoem word en Nathanael van Kana in Galilea en die seuns van Zebedeus en twee ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelik in die skei geklim. En in daardie nag het hulle niks gevang nie. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand. Maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord hom, nee. Hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei en julle sal kry. Hulle het toe gegooi en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus liefgehad het, aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy boekleed om, want hy was naak, en werp homself in die see. Maar die ander disippels het met die skytjie gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle 'n kool vuur op die grond en vis daarop lê en brood. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. Simon Petrus het in die skei geklim en die net op die land getrek, vol groot visse, 153 in getal. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle, kom eet. En niemand van die disippels het gewaag om hom te vra, wie is u nie? Omdat hulle wis dat dit die Here was. En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee, en so ook die vis. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy opgestaan het uit die dode. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom die derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal vra, het jy my lief?
En hy antwoord hom: Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet. Jesus sê vir hom: Laat my skape wei. Voorwaar, ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui deur hoe danige dood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom: Volg my. En Petrus het hom omgedraai en die disippels sien volg vir wie Jesus liefgehad het, die een wat by die maaltyd op sy bors geval en gesê het: Here, wie is U verraaier? Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus: Here, maar wat van hom? Jesus antwoord hom: As ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Hierdie woord het toe onder die broeders uitgegaan dat daardie disipel nie sou sterwe nie. En Jesus het nie vir hom gesê dat hy nie sou sterwe nie, maar as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Dit is daardie disipel wat van hierdie dinge getuig en hierdie dinge geskryf het. En ons weet dat sy getuienis waar is. En daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het. Maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wêreld self, dink ek, die geskrewe boek nie bevat het nie. Amen. En dis natuurlik hoe Johannes ook sy evangelie afsluit. As teksverse wil ek vir ons 2 verse uitlig, vanmôre verse 6 en ook verse 11. En ook vers 11. Ek lees vir ons eers vers 6. In vers 6 lees ons: En hy sê vir hulle: Gooi die net aan die regterkant van die skei en julle sal kry. Hulle het toe gegooi en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Nou ek wil hier wys op hierdie wonderwerk. Dis 'n wonderwerk wat hier gebeur het. Al hierdie visse, die hele nag lank het hulle gevang. En natuurlik was daar geen visse nie. Ons sien hier as ons in vers 3 lees en hulle het uitgegaan en dadelik in die skei geklim en in daardie nag het hulle niks gevang nie. So hierdie wys vir ons dat alles is net genade. Dis Jesus wat maak dat hulle die visse hier kan vang. Maar dan ook in vers 11. In vers 11 sien ons Simon Petrus het in die skei geklim en die net op die land getrek vol groot visse, 153 in getal. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. So hier sien ons weer die baie visse, die wonderwerk, maar ons sien ook die tweede wonderwerk, en dit is dat die net nie geskeur het nie. Nou, as ons na die disippels se reaksie kyk voordat Jesus gekruisig is in gedeeltes soos Matteus 16, dan is dit duidelik dat hulle nie verstaan het dat Jesus gekruisig moes word en dat hy op die 3de dag uit die dood uit sou opstaan nie. Ons lees byvoorbeeld die bekende gedeelte daar in Matteus 16 in verse 21 en 22. Ons lees daar: Van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly en gedood en op die 3de dag opgewek word. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en sê: Mag God dit verhoed, Here, dit sal U nooit oorkom nie. So ons sien hier die onkunde, hulle het nie verstaan wat Jesus vir hulle gesê het nie. Nou ons moet onthou, die disippels was gewone mense toe Jesus hulle geroep het om hom te volg. Petrus hulle was vissers gewees. Ons lees van die roeping van die disippels. Ek wil vir ons 'n gedeelte daarvan lees in Matteus 4. Daarvan vers 13 tot vers 22 lees ons: En hy, dit is nou Jesus, het Nasaret verlaat en gaan woon in Kapernaum aan die see in die gebied van Sebulon en Naftali, sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet toe hy gesê het: Die land
Sebulon en Naftali na die see toe oorkant die Jordaan, Galilea van die heidene. En nou luister nou mooi na vers 16, die volk wat in duisternis sit, het 'n groot lig gesien. So daardie lig verwys natuurlik na Jesus. En die wat sit in die land en skaduwee van die dood, vir hulle het 'n lig opgegaan. Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. En terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, hier sien ons nou waar hy sy disippels roep. En terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon wat genoem word Petrus en Andreas sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En hy sê vir hulle, kom agter my aan, en ek sal julle vissers van mense maak. En hulle het dadelik die nette laat staan en hom gevolg. En toe hy daarvandaan verder gaan, sien hy twee ander broers, Jakobus, die seun van Zebedeus, en Johannes sy broer, in die skei saam met hulle vader Zebedeus, besig om hulle nette heel te maak. En hy het hulle geroep, en hulle het dadelik die skei en hulle vader verlaat en hom gevolg. So dit is vir ons sien, Jesus roep sy disippels en hulle volg hom. Maar die punt wat ek wil maak is, hulle was gewone mense. Hulle het op hom vertrou toe hy hulle geroep het en hulle het hom gevolg. En ek wil die vergelyking maak en sê, ons is ook soos die disippels. Ons is eerstens gewone mense, maar tweedens, ook al het Jesus alreeds uit die dood uit opgestaan vir ons, leef ons so dikwels asof ons dit nie verstaan nie, asof ons dit nie begryp nie. Dis asof dit nie vir ons 'n werklikheid is nie. Na Jesus se dood het het sy disippels weer teruggegaan na wat hulle gedoen het voor hulle vir Jesus ontmoet het, voor hy hulle geroep het. Petrus hulle gaan vang weer vis. Ons hoor ook dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, maar ons gaan weer terug na ons ou sondige lewens toe. Die feit dat hy uit die dood uit opgestaan het, maak nie werklike verskil in ons lewens nie. Ons leef nie anders nie. En my vraag vanmôre is, hoekom? En ek is oortuig dat dit 'n geloofskwessie is. Ons glo nie werklik dat God sal voorsien nie. As ons na hierdie verhaal van die disippels kyk, wil ek hê ons moet raak sien. Die disippels moes leef. Hulle was vissers. Dis hoe hulle bestaan gemaak het. Maar toe roep Jesus hulle. Toe volg hulle vir Jesus en hy het vir hulle voorsien. Maar toe Jesus sterf, het hulle nie verstaan waaroor dit gaan nie. Hulle het nie verstaan waarvoor hy hulle geroep het nie. En hulle het nie verstaan dat hy steeds vir hulle sal voorsien, soos voor hy gesterf het en hy hulle gevra het om hom te volg nie. En daarom het hulle maar weer teruggeval na die bekende. Ons gaan vang maar weer vis soos voorheen. Ons gaan maar weer leef asof alles wat in hierdie plus minus 3 jaar gebeur het, maar net 'n droom was. En nou moet ons weer vir onsself voorsien. En sien, ons doen so dikwels dieselfde. Ons weet Jesus het vir ons gesterf, ons weet hy het vir ons oorwin, maar ons leef asof ons nog steeds vir onsself moet voorsien. Wat hier gebeur is, Jesus moes hulle eers as te ware kom wakker skud en vir hulle wys dat hy steeds daar is en dat hy steeds sal voorsien, steeds sal sorg, hulle steeds sal lei en hulle steeds sal versterk om dit waarvoor hy hulle geroep het dan ook te doen, om vissers van mense te wees. En ons moet weet dat dieselfde geld vir ons vandag. Ons kan ook glo, ons kan op Jesus vertrou, ons hoef nie verder op ons eie krag en ons eie vermoë staat te maak nie, want God is ook by ons. Hy sal ons ook lei, hy sal ook aan ons voorsien en hy sal ons ook in staat stel om disippels te maak van alle nasies, soos wat hy ons geroep het, om waar hy ons wil gebruik in ons alledaagse lewens tot eer van sy naam te leef. My vraag vir oggend is dan hoe? My tweede vraag. Hoe kan ons weet dat dit die waarheid is? En die antwoord is, die Bybel wys dit vir ons en natuurlik bevestig die Heilige Gees dit ook in ons harte.
Eerstens wil ek daarop wys, in vers 4 sien ons, Jesus is op die strand. Hy is nog steeds met hulle. Jesus het nie die disippels verlaat nie. Hulle het dalk gedink hy het hulle verlaat, maar Jesus is steeds by hulle. En die wonderlike is, hulle gaan in die nag uit en ons sien hulle vang niks nie. Maar Jesus is die lig en die ligbringer. Hy laat die dag weer aanbreek na die nag. Jesus verskyn vir hulle en dan is dit onmiddellik wanneer Jesus verskyn, is dit dag. Kom ek lees vir ons net weer die einde van vers 3 en vers 4 wat ons hier gelees het. Ons sien dit hier aan die einde van vers 3 lees ons, en hulle het uitgegaan en dadelik in die skei geklim en in daardie nag het hulle niks gevang nie. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand. So Jesus is die een wat die ligbringer is. Wanneer hy verskyn, dan is dit uiteindelik dag. En dit is die wonderlike hier. Hy is die ligbringer. Hy is die een en saam met die lig, wanneer hulle aan hom gehoorsaam is, dan kom natuurlik ook die groot vangs. Dis wanneer die groot vangs gebeur. Maar die belangrike hier waarop ek vir ons wil wys is, God is ook by ons en in die besonder deur sy Heilige Gees wat uitgestort is en in ons harte kom woon het. Jesus is steeds ook ons Immanuel, God met ons. Hy is by ons deur die nag en hy laat dit weer dag word. Hy is die ligbringer ook vir ons en hy laat sy lig opkom in ons sondige donker harte sodat ons die regte pad weer kan sien, die pad waarop hy ons lei, en sodat sy lig ook deur ons kan skyn en die wêreld kan verlig, en daardeur uiteindelik hy geëer kan word. En daarom sien ons hier, en dit is die punt wat ek hier wil oorbring, dat al het die disippels gedink dat Jesus nie meer by hulle is nie, omdat hy nou opgestaan het uit die dood uit, en hulle hom nie meer aktief gevolg het soos voor hy gekruisig is nie. Kom skud Jesus hulle hier wakker en hy sê, nee, ek is nog steeds by julle. En nou stuur ek julle om dit te doen wat ek graag wil hê julle moet doen, maar ek is Immanuel, ek is God by julle en ons kan dit ook weet. Jesus is ook daar. Die tweede ding wat ons sien, en ons sien dit in ons teksvers in vers 6, is dat Jesus lei steeds sy disippels. Hy praat met hulle. Hulle kan hom miskien nie hoor daar op die see waar dit nou donker is op daardie stadium ook nie. Maar wanneer hy begin praat, wanneer hy daar op die strand is en die dag aanbreek en hy praat met hulle, dan hoor hulle sy stem. Maak nie saak waar hulle is nie. Al is hulle ook op die see, en ons moet onthou, deur die hele Bybel en in die besonder in die Ou Testament is die see altyd simbool van die chaos en die chaosmagte. Maar Jesus is die een wat die storm kom stilmaak, wat op die water op die see kom loop, en ook hier is dit die geval, al is hulle op die see wat simbool is van chaos. Jesus praat steeds met hulle en hulle kan hom steeds hoor. En hier is die wonderlike, wanneer hulle na sy stem luister en aan hom gehoorsaam is, dan gebeur die wonderwerke. Wanneer hulle die net gooi waar hy sê, dan kom die groot vangs van 153 visse. Nou, sommige Bybelgeleerdes, kommentatore sê dat hierdie getal 153 is in die Hebreëus die numeriese waarde, wat wanneer dit uitbereken word, dan sê dit eintlik seuns van God. En dit is om sy disippels te herinner dat hulle steeds sy kinders is en dat hulle steeds sy seuns is en dat hy hulle steeds sal lei as hulle na sy stem luister. Nou, Johannes begin sy evangelie. Ons het nou hier die laaste hoofstuk van sy evangelie gelees, maar hy begin sy evangelie in Johannes 1 deur dit vir ons duidelik te maak dat Jesus Christus letterlik die woord van God is, waarmee God drie-enig alles geskep het. As ons in Johannes 1 sy eerste 5 verse lees, dan lees ons, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense.
en die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Ek wil die aandag net hier vir 'n oomblik weer op verse 4 en 5 vestig. Ek het nou toe ons gelees het ook oor dit wat die profete voorspel het om te sê hy is die een wat in die duisternis inkom en die lig bring, en hier sien ons weer dieselfde. Die tweede gedeelte van vers 4 sê en die lewe was die lig van die mense, en vers 5 sê en die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Dis Jesus wat die ligbringer is. Dis hy wat in hierdie sondige donker wêreld, in die sondigheid van ons harte, in die donkerheid daarvan die lig weer laat opkom, wanneer ons verstaan wie hy werklik is en wat hy vir ons gedoen het. Maar ook in 1 Johannes 1, of nie in 1 Johannes nie, eerder net in Johannes 1 vers 14, daar die eerste hoofstuk van Johannes Evangelie, sê hy, en die woord met 'n hoofletter het vlees geword. Hy praat hier van Jesus. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. So hier sien ons, Jesus Christus is die woord van God. Ons het gesê aan die begin van hierdie punt 2, dat Jesus lei ons steeds, hy praat steeds met ons. Ons moet net luister wanneer hy praat. Ons het vandag die voorreg dat ons God se woord, die Bybel het. God praat steeds met ons deur sy woord. Dit is 'n voorreg wat ons het, wat ons moet besef. Ons te maklik afskeep. Ons lees nie Bybel nie en ons lees nie genoeg Bybel nie. Ons noem die Bybel God se woord, God se besonderse openbaring aan ons, met ander woorde hoe God homself aan ons bekend maak. En deur sy woord gee God vir ons rigting, leiding, maar ook krag en moed en hoop vir ons lewens. En die Heilige Gees bevestig en versterk alles in ons harte. Die Heilige Gees is die vuur wat in ons harte brand. Nou die mediese wetenskap, hierdie is 'n interessante feit, die mediese wetenskap het bevestig deur toetse en deur studies wat deur jare afgelê is, dat daar nie net geestelik nie, natuurlik ook geestelik, maar dat daar ook letterlike fisiese voordele daarin is om Bybel te lees. Studies het bewys dat mense wat minstens 4 keer, en het moet ten minste 4 keer wees, anders het dit nie gewerk nie, maar mense wat minstens 4 keer per week Bybel lees, se kortisol vlakke verlaag het, gedaal het. Nou kortisol is natuurlik die hoofstresshormoon in ons liggaam. So wanneer die kortisol verlaag, beteken dit ons stres minder. Dit beteken daarmee saam, dis soos 'n sneeubal effek, dat ons slaap beter, so ons is gesonder, ons harte is gesonder ensovoorts. En daarmee saam het dit ook 'n positiewe effek op ons brein. As ons minstens 4 keer 'n week Bybel lees, het die studies bewys, begin ons brein van self nuwe neurale paaie te bou in ons brein. En is daar meer aktiwiteit, veral in die voorste lob van ons brein, die gedeelte van ons brein wat werk wanneer ons besluite neem. En dus neem ons nugterder en beter besluite. En dit veroorsaak daarmee saam dat daar meer dopamien vrygelaat word. Hulle praat van dopamien, is die Engels, die feel good hormoon, soos hulle in Engels sê. En dit beteken ons is gelukkiger. En dit beteken ook, mense wat 4 keer of meer per week Bybel lees, die studies het ook bewys, dat hulle het 'n beter geheue, hulle vergeet nie dinge so maklik nie. Nou die punt is, dat ons het God se woord, daar is vir ons soveel voordele, nie net liggaamlik nie, maar in die besonder geestelik, hoe ons vir God leer ken, hoe ons sy woord leer ken, hoe ons sien wat sy wil is vir ons lewe, en hoe ons sien hoe ons moet lewe tot sy eer. Ons het sy woord, maar ons druk dikwels ons ore toe. Ons wil nie hoor wat hy vir ons sê nie, ons wil nie luister nie, ons wil nie Bybel lees nie. Ons is bevoorreg om in 'n land te bly waar ons Bybels kan hê in ons huise, waar ons nie vervolg word en doodgemaak word as gevolg daarvan nie. Maar ons kies dikwels om nie die voorregte wat ons het te gebruik nie.
Die wonderlike is aan die ander kant, as ons wel luister en gehoorsaam is, dan sien ons, sal die wonderwerke gebeur, soos vir die disippels wat geluister het, toe Jesus vir hulle gesê het, gooi die net aan die regterkant in. Ons sien vir ons en ons kan weet, vir ons sal die wonderwerke ook gebeur, soos wat ons ook pas gehoor het, uit die mediese wetenskap wat dit bevestig. My vraag bly steeds, luister ons en is ons gehoorsaam, of leef ons asof Jesus nie werklik uit die dood uit opgestaan het nie, en vertrou ons hom nie werklik nie. Ons het die voorreg, die woord is daar, gebruik dit. Dan derdens, en ons sien dit ook in vers 6, maar ook in vers 13, Jesus voorsien steeds vir ons. So kom ons lees ons teksverse weer in vers 6, lees ons, en hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei en julle sal kry. Hulle het toe gegooi en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. So ons sien hierdie wonderwerk. Jesus is die een wat voorsien. Hy maak dat hulle die visse kan vang wanneer hulle vir hom luister. En ook in vers 13 het ons gesien en Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee en so ook die vis. Ekskuus, vers 13 is die volgende vers, nie een van ons teksverse nie, maar nietemin, dit gaan hier oor, Jesus maak dat hulle die vis vang, maar Jesus gee ook vir hulle brood en vis, en dit is natuurlik baie belangrik. So, Jesus is die een wat voorsien. Jesus gee nie net vir sy disippels vis nie, maar ook brood, en ook die vuur is alreeds daar, die kole is alreeds daar, waarop dit gaar gemaak word. En dis belangrik hier, hy het reeds vis en dan sê hy, bring ook nog julle vis. En dan gee hy ook vir hulle, soos ek gesê het, die brood. Nou ek wil hê dat ons na hierdie dinge moet kyk. Eerstens, die vis kan gesien word as die simbool van die lyding wat later vir die Christene sou volg. En ons weet, ek het verlede Sondag daarvan gepraat van, dit staan bekend as die Ichthusvis, die vis wat die Christene in die sand getrek het, wanneer hulle mekaar tegemoet geloop het op die pad, omdat hulle nie meer kon sê, die Here het opgestaan, die Here het waarlik opgestaan nie. Maar nou was die eerste gedeelte van die vis eintlik, die Here het opgestaan, en wanneer die ander Christen die vis klaar maak, was dit eintlik, die Here het waarlik opgestaan. So, die vis is simbool van daardie lyding wat sou volg. Maar dis Jesus wat vir hulle die vis gee, en wat hier by hulle is, terwyl hulle ook die vis eet. So Jesus sê weer eens, ek is by julle, ek sal julle uiteindelik lei, en deur die lyding is ek die een wat julle voed, ek is die een wat aan julle voorsien, en hy voorsien steeds aan ons vandag. En dan ook die brood herinner ons natuurlik aan die heilige nagmaal, Jesus wat sy liggaam vir ons gebreek het aan die kruis, en hy is natuurlik die brood van die lewe. In Johannes 6 vers 35 lees ons dit, en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Sien, Jesus is die een wat aan ons voorsien. Nou ja, ons sal as Christene ook swaar en moeilike tye moet deurgaan, verwerping, vervolging in hierdie wêreld en al die moeilike hartseer en pyn. Maar God sê, nie net as ek by jou, saam met jou deur dit alles, deur die dal van doodskade weer nie, maar ek sal, ten spyte van die moeilike omstandighede, sal ek nog steeds vir jou voorsien. En dit is die boodskap hier. Die disippels het niks gevang, dit was donker, maar Jesus bring die lig, en wanneer hy daar is, voorsien hy. Hulle het 'n groot vangs, hy maak vir hulle die visse gaar, die vuur is reeds daar, en hy voorsien ook aan sy disippels. Ons kan ook vandag weet dat God steeds aan ons voorsien. En ons moenie vergeet nie, die grootste voorsiening van alle tye het immers reeds gebeur. Jesus het homself vir ons gegee. God het op die grootste manier moontlik reeds aan ons voorsien. En dit is natuurlik toe God die volmaakte vlekkelose offerlam gestuur het, om vir ons sondes geoffer te word. Ja, toe die brood van die lewe, Jesus Christus in ons plek, die
toorn en die straf wat ons verdien vir ons sondes aan die kruis kom verdra het, toe hy van God verlate was, sodat ons nooit van God verlate sal wees nie, toe Jesus uitgeroep het, dit is volbring, toe is op die grootste manier moontlik ooit vir ons voorsien. En as God op die grootste manier moontlik vir ons voorsien het, kan ons ook weet, dat hy ook vir ons in al die dinge kleiner as dit, ook elke dag weer sal voorsien en steeds aanhoudend vir ons sal voorsien. Ons hoef nie daaraan te twyfel nie. Ons kan dit weet. God is ons Vader en hy is vir ons lief. Hy het ons so lief dat hy vir Jesus gestuur het, soos wat Johannes 3 vers 16 vir ons leer, om vir ons sondes te kom sterf, om te kom sterf en te oorwin vir elkeen wat in hom glo. Ek wil afsluit deur ook verder hier aan die einde van hierdie punt weer te wys op die visse. Baie Bybelgeleerdes, kommentatore wys daarop dat die groot getal visse wys ook op die eenheid van die kerk, wat ook bymekaar gebring is om deur God se genade ook aan mekaar te voorsien, om daar vir mekaar te wees. Kinders van God wat bestaan uit verskillende mense op verskillende plekke, maar aan die einde sal Jesus almal bymekaar bring, net soos al die visse wat ons gesien het, kan wys op die kinders van God, en hulle is almal in een net. Die laaste punt, vierdens, sien ons dat Jesus bevestig weer die disippels en ook ons roeping. In vers 22 en ook 23 sien ons elke keer dat Jesus sê vir Petrus, volg my. En hierdie opdrag geld ook vir ons. Jesus gee steeds rigting. Hy sê steeds wat ons moet doen en hy bevestig ons roeping, net soos die disippels in steeds. En die wonderlike is, hy versterk ons ook vir dit wat hy wil hê ons moet doen. Ons het gelees in Matteus 4 vers 19 dat toe Jesus oorspronklik die disippels geroep het, het hy gesê, kom ek lees dit weer vir ons, en hy sê vir hulle, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. So hier is die roeping, ek sal julle vissers van mense maak. Aan die begin het Jesus gesê dat hy hulle vissers van mense sal maak, en hier met hierdie groot vangs, hierdie 153 visse, kom bevestig Jesus dit duidelik aan sy disippels. Sy roeping vir hulle lewe het nie verander nie, inteendeel, dit is juis versterk omdat hy uit die dood uit opgestaan het, omdat hy die dood verslaan het, net soos die profete voorspel het, en net soos wat hy vir hulle gesê het dat hy sou doen. En hierdie oorwinning van hom aan die kruis en oor die graf, is nou die bewyse wat uiteindelik die kerk in staat sal stel. Dit is die saad wat uiteindelik die kerk sal laat groei. En die wonderlike is, hy self is die een wat hulle versterk met die kos, met die vis, so ons gesien het wat symbool is van die lyding, maar hy is nog steeds by hulle, en ook met die brood, wanneer hulle herinner word dat hy gesterf het, sy liggaam vir hulle gebreek is, maar die wonderlike dat hy ook oorwin het. Hulle sien hom nou na sy opstanding met 'n verheerlikte liggaam. En Jesus bevestig ook ons roeping, dis wat ons moet weet. Al verloor ons dit soms in die donker van hierdie wêreld en sy sonde, en ons eie sonde, al verloor ons dit soms uit die oog uit. Jesus se plan vir ons lewens het nie verander nie. Ons is steeds sy kinders, en hy wil ons steeds gebruik, en hy sal ons ook versterk, en hy sal ons ook bymekaar hou, en hy sal ook vir ons wonderwerke laat gebeur wanneer ons aan hom gehoorsaam is. Die wonderlike hier is die net het nie geskeur nie. Jesus het ons ook geroep om vissers van mense te wees. As ons vir Jesus luister en die net gooi waar hy sê, sal ons vangs ook groot wees, so groot dat die net moet skeur, want dis die punt hier. Maar omdat hy die God van wonders is, sal die net nie skeur nie. Ons roeping het nie verander nie. So daarom, kom ons in hierdie gejaag van die lewe, in hierdie besig wees van die lewe, die duiwel wat ons forceer om nooit stil te staan nie. Kom ons staan weer vir 'n oomblik stil, te midde van die gejaag van hierdie besige wêreld.
En kom ons besef weer opnuut, ons kan vir God vertrou. Hy is steeds met ons, hy is Immanuel, hy lei ons steeds, hy voorsien steeds vir ons, hy gee vir ons wat nodig is om dit te doen wat hy van ons vra. Hy roep ons steeds om hom te volg en disippels te maak van alle nasies en om lewens van dankbaarheid te leef, waar ons sy lig uitstraal in hierdie wêreld tot sy eer. Amen. Kom ons bid weer saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys hier dat ons kan weet, ons lewens is in U hand. Here, en dat niks ons, soos wat die oorwinningslied daar in Romeine 8 ons ook leer, dat niks ons uit die hand kan uitdruk nie. Ook nie die donker gejaag en die sonde van hierdie wêreld nie. Here, daarom wanneer ons so dikwels die pad byster raak, wanneer ons in die donker afdwaal, wil ons opnuut weer vanmôre vra, Here, vergeef ons sondes. Gryp ons aan die hand, wees U ons goeie herder en lei ons weer terug na U lig toe, na U waarheid toe. Bring ons weer terug op U pad van waarheid. Here, gee dat ons sal weet dat U 'n plan en 'n doel het met elkeen van ons se lewens en dat U ook vir elkeen van ons wil gebruik om U disippels te wees, om vissers van mense te wees. Ja, dat dit nie altyd maklik sal wees nie, maar Here, gee dat ons sal onthou en dat ons sal weet U is met ons, U sal ons lei. U is die een wat aan ons sal voorsien, wat ons sal versterk vir die taak wat U vir ons gegee het. En Here, dankie dat ons ook deur U krag, deur U leiding, deur die Heilige Gees wat die vuur is, wat as te ware ook die gawes wat U vir ons gee, die vis en die brood, wat dit ook gaar maak, wat dit berei, dat ons daardeur ook tot eer van U naam kan leef, en dat ons ook alles wat U van ons vra, met dankbaarheid tot eer van U naam ook kan verrig. Here, gee dat ons daarom ook vissers van mense sal wees, dat ons ook die lig wat U aan ons uitstraal, dat ons dit ook aan die wêreld sal uitstraal, dat ons die goeie vrugte sal dra wat by die bekering pas, en dat mense ook na ons toe sal kom om van daardie vrugte te pluk om dit te eet. Here, ons wil vra, wees ook saam met elkeen van ons wat deur moeilike omstandighede gaan, deur pyn en hartseer, siekte en lyding, beserings. Here, vertroos vir ons. Bring vir ons weer nuwe hoop, gee vir ons krag en moed en hoop vir elke dag. Bring vir ons genesing en maak vir ons gesond. En Here, gee dat ons sal weet, maak nie saak wat die omstandighede is nie, maar dat U besig is om ook U doel met ons lewens te laat geskied. En Here, gee dat ons nie sal stry daarteen nie, maar gee dat ons oë op U gefestig sal hou, en dat ons deur alles wat ons doen, sal soek na U eer. Op ons eie is ons nie daartoe in staat nie, maar ons weet, ons is deur U tot alle dinge in staat. En daarom vra ons, Here, lei ons, rig ons, behoed en bewaar ons en seën ons ook in die toekoms in. En gee dat ons werklik alles wat ons doen, sal doen tot eer van U naam. Want aan U kom toe alle lof en alle eer en alle heerlikheid tot in alle ewigheid. En ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen.